Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het heeltemal vir Jennifer verloor. Sy is blaai nou deur hierdie boek. Ons praat spesifiek ook oor hierdie boek Papaya Beyond the Smoothie. Wat vol resepte is, nee Jennifer? Lyk heerlik. Maar ons gesels met Willem Schmid en met Karike Middelberg. Ons praat papaya. Ja, ons praat oor papaya boere in die land. Hoe lyk die boerdery, hoe lyk die industrie? En ons praat ook oor kan 'n mens papaya in Suid-Afrika se sal mense sê se sosiale stand so effens lig. Jy weet die aansien van papaya. Goeiemôre julle. Môre. Goeiemôre. Lekker om julle by ons te hê. Lekker om hier te wees. Kom ons begin eers by die basics. 'n Pawpaw en 'n papaya. Is dit dieselfde ding? Selfde ding. Regtig? Selfde ding. Ja. Maar ek het gelees in Europa lyk dit anders. Ja, dis in die ou dae was papaya, toe dit nog pawpaw was, het dit geel vlees gehad en mense het 'n bietjie suiker nodig gehad om hom soet genoeg te maak. Maar 'n moderne papaya is super soet en baie lekker. Willem, jy is nou 'n papaya boer. Hoeveel papaya boere en produsente is daar in Suid-Afrika? Nou Jennifer, daar's 'n enkel getalle oor en as ek so 'n bietjie oor die uitdagings van die papaya boerdery as ek dit met julle deel sê waarom boere nie noodwendig tou staan om papayas te boer nie. Wat is van daai uitdagings? Miskien moet ek net so 'n bietjie 'n paar interessante feite oor papaya noem wat mense wat insiggewend is. Papaya is 'n geslagtelike plant. So 'n ronde vrug kom van 'n vroulike plant af, 'n peervormige vrug kom van 'n dubbelslagtige plant af. En 'n papaya groei baie vinnig. Binne 10 maande van 'n saailing begin mense te oes, mense oes 12 maande van die jaar. Na so 4 of 5 jaar dan is die papaya so lank dat jy hom moet herplant want hy's bloot te lank. Dan verkies ons om in vars grond te plant. En dis nou een van die uitdagings wat ons het, want daar's 'n opbou van grondgedragte siektes in papaya. En ons by Newfresh, daarom het ons 10 jaar terug al die papaya boerdery Mosambiek toe geskuif. En tans is 90% van ons verbouing vind in Mosambiek plaas. Is dit spesifiek klimaaties georiënteerd? Klimaat, maar ook omdat mense aan mekaar vars, sogenaamde virgin grond nodig het om die papaya in te vestig. So as jy praat van uitdagings, dit is uiters arbeidsintensief. Dan baie belangrik is die tropiese kultivars is nie geskik vir Suid-Afrikaanse toestande nie, of Suider-Afrikaanse toestande, klimaatstoestande. Waar dit effens koeler is. Waar ons 'n koue winter het. En daarom het ons die oorgrootste meerderheid van klein papayas of papinos wat jy op die supermark rak kry, is deur Dr. Aart Lou by ons geteel. En dit is 'n Suid-Afrikaans aangepaste papino. En ek kan met die grootste vrymoedigheid sê, ek het nou al regtig papayas oor die hele wêreld geproe, en daar is geen buitelandse kultivar wat by ons Suid-Afrikaanse papino kan kers vashou nie. Baie lekker. Dit is 'n baie lekker ding, moet ek bieg. Maar nou ons 'n bietjie praat oor aanvraag. Hoekom is die aanvraag na papayas laer? Ja, ek dink daar's ek wil so graag bietjie stil staan oor avokado bedryf is vir ons 'n rigtingwyser van waar jy 'n vrug vat wat dalk 'n laer aanvraag is en dit eksponensieel kan laat groei. En dit het nie toevallig gebeur nie. Jy weet die avokado bedryf het gewys wat se wye aanwending avokados kan hê en hoe veelsidig avokados kan wees. Papaya het so 'n wonderlike storie om te vertel. Ons moet hom net vertel. Kan ek gou stil staan oor die gesondheid van papaya? Papaya is 'n klein papino is seker omtrent so 0,5 kilogram. Maar 150 gram papaya gee vir jou 157% van jou daaglikse vitamien behoefte. Dit is, en dan is dit 12 maande van die jaar beskikbaar, anders as sitrus wat net seisonaal beskikbaar is. Papaya is hoog in vitamien A en B1, B2, B9 en dis die enigste vrug wat die ensiem papain het wat help met spysvertering. Hy's vol antioksidante en dan hoor nou hierso. Dit is ongelooflik om te weet papaya is die enigste vrug
wat al 9 noodsaaklike aminosure bevat. En dit van 'n vrug. Van 'n vrug af. Hy's vol vesel, laag in kalorieë. So dis vir goeie rede waarom Christopher Columbus eeue gelede al papaya beskryf het as die vrug van die engele. Kyk, ons praat oor die veelsidigheid. Gesels my oor hierdie boek want dit klink vir my regtig of papaya kan gaan of as ek so hier deurblaai ook van voorgereg tot nagereg. Ja, soos die Willem gesê het, papaya is verskriklike veelsidige vrug. Ons het saam met Dr. Henny Fisher gewerk wat in die Consumer Science departement is by die Universiteit van Pretoria. So ek was gelukkig genoeg om ook by 2 van die dae te wees wat ons die actual disse afgeneem het. Dit was sulke awesome ervaring gewees wat hy die disse vir ons voorberei het en dit is van voorgereg wat nou soos 'n papaya piesangbrood is, van die hoofgeregte wat 'n papaya curry, papaya bobotie, wat dit klink nou baie vreemd, maar dit was 'n verskriklike lekker dis gewees. So dit is van die disse waar hy groen papaya gebruik, so dis papaya wat nog nie ryp is nie, wat hy dan gebraai het in 'n pan en dit klink horrible, maar dit was eintlik baie smaaklik en lekker gewees. Net vreemd. Dit klink omdat ons nie vreemd. gewoond is aan hierdie tipe van dinge nie. Presies, ja. En ek dink dis ook dalk die bemarkingsuitdagings vir papaya op hierdie stadium in die mark is. Mense het 'n vooropgestelde idee daarvan, nie waar nie? Dit is so, mense, dis kom die titel van die boek sê juis Beyond the Smoothie, want papaya word baie geassosieer met dis 'n ontbytvrug. Maar ek dink Henny het vir ons bewys dit is 'n hoofgeregvrug en 'n nageregvrug en 'n voorgeregvrug En 'n drankiesvrug. en 'n drankiesvrug. So van die nageregte wat hy ook gebruik het is soos 'n papaya kaaskoek wat ook baie lekker was. Ai. Ek het dit self geproe, dit is regtig baie lekker. So ek dink Dit maak sin as jy dit sê. ja, so dit is omdat dit so soet is, gaan dit baie lekker in nageregte ook. So Ja. dit was baie interessant geweest om te sien hoe veelsidig die vrug is en vir wat hy dit als kon gebruik in die resepteboek. Daar's 135 resepte. So ek dink hy het ons bewys dit is 'n veelsidige vrug. En ek sien mis dit nie gaan ons môre of in hierdie week nog om hier hê om vir ons van die Ja, geregte in die kombuis voor te berei. Ja. Ons sien baie uit daarna. Maar nou moet ons 'n bietjie praat oor die feit Willem, jy het verwys na papaya kan die volgende Avo wees of soos Avo. En dit gaan natuurlik 'n strategie verg. Dit gaan natuurlik 'n publieke bemarkingsveld tog verg. Wat is die uitdagings met so iets? Hoe tree mens die kwessie aan en maak 'n sukses daarvan? Ja, Pierre, ek sou sê sosiale media moet definitief 'n groot rol speel en weer eens kan ons baie leer by die avokado bedryf as ook die sagte sitrusbedryf wat in dieselfde mate eksponensieel gegroei het. Die wonderlike storie van papaya moet net vertel word. Dit tik regtig al die boksies. Ek het nou oor die gesondheid gepraat. Ek dink daar's 'n wanpersepsie dat papaya harde werk is om te eet. Laat mense dink jy moet hom skil en in blokkies sny en uiteindelik in 'n vrug te slaan. En die pitte uithaal. Dis net nie waar nie. Ja. Papaya het 'n mes en 'n lepel nodig en dit is eintlik 'n baie gesonde middagete opsie vir 'n kantoorwerker. Jy sny hom deur, skep die pitte uit. Ek's baie lief om bietjie suurlemoensap op te sit en jy eet hom so uit. Nee, ja. En dit is so lekker. So kom ons kyk na die boksies. Hy's gesond, hy's gerieflik, hy's veelsidig en dan is hy baie lekker. Jy weet, ek wil mense eintlik uitdaag om papaya, maak dit jou daaglikse skuldvrye lekkerny of lekker kry. Maak papaya jou guilt-free indulgence. Maar dis nou die ding, want jy noem nou ook jy weet die suurlemoen wat jy daaroor sit en goeders en mense besef nie dit nie en dis wat die boek so ook so interessant maak. Mense besef nie watter resepte mense kan maak nie. Kyk, waar kan mense hierdie boek kry en resepte kry? Ja, so die boek is beskikbaar verniet. So Verniet? in 'n PDF vorm online. Digitale formaat, ja, in ja. 'n digitale formaat. So dis op die ESI Press website waar jy dan onder ons publikasies kan gaan waar jy dan 'n verniet aanlyn weergawe kan kry met Maar al die volledige resepte. Ek dink as mense op Google soek na hom, sal hulle hom kry. Dit sal ook op Google as Ja. jy net die boek se titel intik op Beyond Google. the Smoothie. Ja,
Ja. Dan behoort jy om te kan kry op Google en Ja, jy dan teken sal op dit op digitale ons weergawe Ja, kan dit sal aflaai. op ons webwerf opkom waar jy dit dan aanlyn kan access, ja. Baie dankie dat julle 'n draai kom maak het en dit is baie insiggewend. Ek kan nou nie wag om saam met Dr. Henny Fisher nou die besigheid te doen in die kombuis oor 'n paar dae nie. Dit gaan baie interessant wees. Willem, alle sterkte Ja, baie dankie. vir alle papaya produsente in Suid-Afrika. Ek dink almal van ons wil sien dat produsente en boere oor die algemeen groei in ons land eerder as minder word. En alle sterkte vir julle. En baie dankie vir die moeite wat jy doen papaya en die insig wat jy gee oor papaya. Dankie vir die geleentheid. Dan Karika, baie dankie vir jou moeite ook vandag. Dis 'n groot plesier. Nou ja, dis Karika Middelberg en Willem Schmidt oor papaya. 'n Mens moet net vir 'n slag bietjie nader kyk met 'n ander oog. Dan ontdek jy lekker dinge. Ja, as ons terugkom, net ek sien, as dit nuus. Omdat ek nou weer dieselfde oog gebruik, maar ek veronderstel om anders na die nuus te kyk. Dis na die advertensies.